Ons almal ken daai gesegde, die lewe is kort, lewe hom voluit. Maar ons almal weet ook dat finansiële spanning ons verhoed om dit te kan doen. Ontspan, want Etienne Niemann van Kleerdet gaan vandag vir ons 'n paar idees gee oor hoe om skuld te bestuur. Etienne, wat het jy opgetel in jou praktyk? 'n Ding wat uitstaan, wat 'n lokval is waaraan mense trap wanneer hulle skuld begin maak? Dink jy, dis die twee grootste goed is hulle kyk nie na die koste en die termes en voorwaardes voordat hulle die skuld aangaan nie, en nadat hulle die skuld aangegaan het, begroot hulle nie om dit terug te betaal nie. Hulle lewe op hulle limiet, op hulle volle salaris. Ja, so hulle lees definitief nie diep genoeg nie, hulle lees nie die kontrak nie. Nee, hulle bitter min van hulle lees die kontrak en hulle het die geleentheid om al die koste en die kommissie en rentekoerse te sien voordat hulle in die kontrak ingaan. Hoe bou 'n mens kredietwaardigheid op? Om 'n goeie kredietwaardigheid op te bou is moet jy geen paaiemente op jou kredietooreenkomste mis nie. Ek sal voorstel dat 'n verbruiker herinneringe, maandelikse betalingsherinneringe vir hulle self skep, sodat jy nie 'n betaling mis nie, want dis die grootste bydraende faktor wat jou krediettelling beïnvloed. Tweedens, die hoeveelheid krediet wat jy het, moet so laag as moontlik gehou word, en dan die navraag op jou kredietverslag is baie belangrik. As jy aansoek doen vir skuld, kyk die krediteur hoeveel ander krediteure het al voorheen navraag gedoen op jou kredietverslag. As jy byvoorbeeld as 'n student droog gemaak het en jy het 'n hele klomp paaiemente nie betaal nie, hoe gaan jy jouself nou weer op die regte pad kry sodat mense jou vertrou en vir jou krediet gee? Ek neem aan as jy 'n student is, gaan jy nou 'n beter inkomste verdien nadat jy 'n student is. Ja. En sodoende kan jy dan jou krediet profiel opbou, soos wat ek verduidelik het. Sorg dat jy jou maandelikse paaiemente betaal, en 'n groot ding, moenie skuld maak om skuld te betaal nie. Ek kry die gevoel almal lewe deesdae van plastiekgeld. Is dit so 'n goeie idee om 'n kredietkaart te hê? Dit is beslis 'n goeie idee om 'n kredietkaart of 'n debietkaart te gebruik. Dit is veiliger as kontant. Meeste banke of al die banke het 'n beloningsprogram wat as jy die kaart gebruik, kry jy punte wat jy weer op 'n ander platform kan gebruik, soos vliegtuigkaartjies koop. Dis nie aanbevelbaar om 'n kredietkaart te gebruik om dinge te koop wat jy nie nodig het nie. Ja, so dis noodgevalle, maar wat as jy hom nou verkeerd bestuur en jy gaan in die rooi in? As jy in die rooi is, sal ek voorstel, moenie net jou minimumbetaling maandeliks maak nie, want dis wanneer die rentekomponent jou gaan vang. Betaal meer as wat die bank vir jou vereis as die minimumbetaling. As jy 'n skuld gemaak het en jy wil dit begin afbetaal, wat moet jou prioriteite wees? Waar begin jy? Die verbruiker moet besluit wat se skuld wil hy afbetaal of aflos. Baie van die verbruikers het 'n klererekening wat hy aanhoudend gebruik, en as hy hom goed gebruik, sal ek sê hou hom, want dit is goed vir jou krediettelling. Betaal hom reg, gebruik hom. Meeste van hulle wil hom nie aflos nie. So los daai kredietkaart af. Hy's baie handig. Dit is so. Los daai kredietkaart af wat baie kostes het, addisionele kostes, hoë rentekoers. Ek sal sê voorstel los hulle eers af en druk meer geld daarin. Hier is Etienne se waardevolle wenke om skuldvry te bly. Lees die kontrak deeglik voordat jy dit teken. Hou jou kredietwaardigheid goed deur nooit 'n betaling te mis nie. Betaal altyd meer as die minimumvereiste vir al op jou kredietkaarte. En betaal die skuldeisers met die hoogste rentekoers eerste.